that saved a wretch like me. Amen. Amen, liewe toehoorder, dis vir ons weer 'n voorreg om in die skrifte in te kyk en te sien hoe groot en hoe wonderlik die eerste koms van Christus was. Dit is absoluut in die eerste koms van Christus wat alles gebeur het. Die hele wet en probleem wat ontstaan het vir die Christen is daar afgehandel. Daar het die wet tot sy einde gekom en die genade dispensasie in wording gekom. Dit is so belangrik om hierdie verskillende dispensasies te sien en hoe dat 'n mens absoluut dit moet benut vir dit wat dit is. So as ons kyk na, ek gaan net weer so hier in Efesiërs 3 begin, van so vers 6 af, Efesiërs 3 vers 6, hy sê dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote van die belofte van Christus deur die evangelie. Die heidene was ewe skielik ingesluit in al die beloftes wat Israel gehad het. So dit is so belangrik om te sien dat dit is net die begin van die groot verlossing wat gekom het, die dispensasie van genade. Daar is seker niks anders in die hele evangelie wat so belangrik is as hierdie dispensasie nie. Ek lees vers 7, hy sê waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van genade van God, wat aan my gegee het. Genade is net 'n gawe, die dispensasie van genade is 'n gawe van God. Jy's of daarin of jy's nie daarin nie. Dis nie iets waarmee jy kan speel, dis 'n eienskap van God wat gekom het. As jy teen genade praat of enigiets, dan praat jy eintlik teen God. Jy kan dit nie doen nie. Genade is 'n dispensasie wat eintlik, weet jy, tentoongestel is aan die kruis ook. Toe daar geen hoop meer was nie. Jy sien, want deur genade kan jy dit roep wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Deur die geloof. As jy ewe skielik die waarde van genade besef en jy weet dat jy kan jou geloof daarin sit en dit roep wat nie bestaan nie asof dit bestaan. En jy kyk na die moordenaar aan die kruis. Geen hoop meer nie. Hy's veroordeel, nie net veroordeel nie, aan die kruis vasgeslaan. Al wat hom nou in die gesig staar is die dood. En na die dood, die onsekerheid van die toekoms. Kan jy dink hoe 'n groot bedreiging onkunde vir die mens kan wees? Nou het hierdie genade gekom en Paulus, luister net hoe beskryf hy dit. Hy sê in vers 7, hy sê waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van genade van God wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Genade is 'n dispensasie volgens die krag van God. Dit is alleen die diepte van God se genade en liefde wat die fondasie van genade is. En enige iemand kan liewer hom in een oomblik op die genade beroep as iemand anders wat 'n leeftyd het om van sy sonde ontslae te raak, want hy sal dit nie reg kry nie. Daar is nie 'n moontlikheid dat enige mens hom kan verlos of kan red van sy sondige natuur nie. Net een het gekom en dit was Jesus Christus. En hy is die genade. Jy kan nie teen genade praat nie. Al sou enige ou, jy kan nie kyk na 'n ou se doen en late en bepaal of hy in die genade is of nie in die genade is nie. Genade is 'n gawe van God en dit gaan daaroor of
iemand daardie genade aanvaar? Kan jy dink in daardie laaste snikke voor die dood, maak hierdie ou die uitspraak, hy sê vir die ander veroordeelde aan die kruis, hy sê, ons is tog skuldig, maar hierdie man is onskuldig, en hy erken dat hy skuldig is, maar hy beroep hom op genade, en hy sê vir die Here, Here, dink aan my. Dit is al 'n klein gebed, dink aan my, en die genade word 'n ewige werklikheid vir hom, en die vryspraak, die word 'n deel van hom, en hy's vrygespreek in een oomblik, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So, nou sê Paulus, hierdie boodskap van genade is aan my gegee, vir julle voordeel. Dit is absoluut tot die voordeel van die mens. Dis nie te sê enige iemand wat genade aanvaar het, wat ewe skielik uit homself 'n heilige lewe gaan lei nie. Nee, as jy genade aanvaar jy die volle pakket van heiligheid, geregtigheid, verlossing van sonde, alles. En hoe sterker jou geloof word, en hoe meer jy jou geloof implementeer, hoe vryer word jy, en hoe dieper gaan jy in daardie vryspraak in. Luister na die 8ste vers. Hy sê, aan my die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van God te verkondig. Kan jy dink, hy noem hierdie genade, die onnaspeurlike rykdom van God. Kan jy sien hoe gou iemand van sy hele 'n leeftyd van sonde en ongeregtigheid, soos daardie moordenaar aan die kruis, kan ontslaa raak, net om jou te beroep op genade. Genade is absoluut 'n gawe van God. En God se gawes is almal onberoulik. En wie is ek of jy om teen genade te praat? Om mense te probeer veroordeel wat hierdie belofte van genade aanvaar het. Dit is so, mense, ek dink baie keer daaraan dat die twee realms, die twee geestelike realms, die vryspraak van God, die genade, die heerlikheid wat God aan die mens openbaar het, vir die mens sy heiligheid voorsien het, sy geregtigheid voorsien het, 'n nuwe wysheid voorsien het, 'n verlossing van sonde voorsien het. Daardie geestelike realm wat God nou deur genade aan die mens as 'n gawe gegee het. En die ander realm waar die ou realm wat God tot niet gemaak het, in die diepte van die see gewerp het, die vyand tot niet gemaak. Luister net 'n bietjie, hoe het hy hierdie realm van die vyand absoluut tot niks gebring nie. Luister net na Hebreërs 2, dink is vers 14, ja. Hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Jesus dit ook geword, op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Hy het hom tot niet gemaak. Daar is hy is net 'n leienaar. Nou kan jy dink, enige ou wat in hierdie realm beweeg, om oor sonde te praat en sonde op te hef en sonde te waarsku, mense te waarsku, en hy is absoluut besig om die demone en Satan, wat geen krag meer het nie, in hoogtyd te laat feesvier, terwyl daar 'n dispensasie van genade is, waar daardie realm
in die diepte van die see gewerp is, en God sê hy sal daar nooit weer aan dink nie. Dit is so belangrik dat ons by die skrifte bly, mense, dat ons na die skrifte kyk, dat ons die skrifte vir ons 'n werklikheid maak, en dat ons kan sien hoe groot hierdie vryheid is, dat jy nie hierdie dispensasie sal verag nie. Ons weet mos, ons het 'n rukkie terug oor as dit 2 Korintiërs 6 gepraat, ek wil net gou daarby uitkom, 2 Korintiërs 6, hy sê, want hy sê, en dan gaan hy nou praat van die eerste koms van Christus. Hy sê, want hy sê, in die tyd van die welbehae, het ek jou verhoor, in die dag van heil, het ek jou gehelp. Kyk nou is dit die tyd van welbehae. Kyk nou is dit die dag van heil. Welbehae en heil het gekom in Jesus Christus. Dit is die grondslag van genade. En dit is die dispensasie wat gekom het. Dit is ook wat ons voorheen verduidelik het van die gordyn tussen die heilige en die allerheiligste wat van bo na onder geskeur is, sodat die volk onmiddellik van hierdie smeking vir vergifnis van sonde, offerandes te bring vir sonde, om daar uit te beweeg in die volmaaktheid van God. Want ons weet dat Hebreërs 12, ek dink, vers 14, hy sê, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Niemand hy skenk vir jou 'n heiligheid, toe daar die gordyn skeur, om in daardie allerheiligste inbeweeg. Hy skenk jou sy geregtigheid, sy heiligheid, sodat jy nou direk met God kan praat. As jy nie geregtigheid en heiligheid en verlossing verstaan nie, praat jy nodeloos met God. Jy kan alleen in daardie allerheiligste inbeweeg, deur daardie geskenke te aanvaar wat God vir jou vrylik geskenk het, wat Jesus vir jou verdien het aan die kruis, om dan in te beweeg in die allerheiligste en voor God te verskyn. Dit is so belangrik, mense, as jy nie daardie eerste koms sien wat die rede was wat daar waarvoor hy gekom het, is daarom wat Paulus ook skryf, dat jy gegrond en gewortel moet wees in daardie liefde wat gekom het, toe God besluit het, hy gaan die sonde van die mens wegneem, dit in die diepte van die see werp, en daar nooit weer aan sal dink nie. En jy kry hierdie vryspraak, en jy dink, hoe gou kan jy van jou sonde ontslae raak, deur absoluut jou geloof te plaas in hierdie genade dispensasie wat vir jou gekom het. Dit is so belangrik dat ons sien hoe groot hierdie genade beskryf. Ek wil weer vir ons vers 8 lees van Romeine 3. Hy sê, aan my die geringste van al die heiliges, Paulus wat hier skryf, is hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. 'n Rykdom wat onnaspeurlik is, die genade van God, 'n rykdom wat onnaspeurlik is. Jy sal nooit dit kan verduidelik of dit nou die einde daarvan kom nie. Om te dink dat die grootste moordenaar en die skrifte demonstreer hierdie realiteite met die moordenaar aan die kruis. In een oomblik kan jy dink die rykdom van hierdie genade. In een oomblik is hy vry. Jy sal met my in die paradys wees. Die genade is 'n onherroepelike gawe van God. Jy moet net daarin beweeg deur die geloof, en sonder geloof, ons weet Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof, sonder 'n oortuiging van hierdie genade. Maar wat doen jy as jy genade afbreek?
Wat doen jy as jy vir mense sê, hulle roem op genade, maar hulle hou aan Sondag? Jy's absoluut belaglik as jy dit sê. Jy kan liewer jou al die tyd net roep op beroem op genade en geen aandag aan die natuurlike gee nie, want genade is dit wat jou red. Sonde val af deur jou geloof in genade. Genade is 'n gawe van God en ons moet dit duidelik verstaan sodat ons nie die skrifte verkeerd verstaan nie, dat elke mens hom net toespits daarop om dieper in hierdie genade in te kyk, om gewortel en gegrond te wees in die liefde van God. Daardie liefde wat gekom het om te sê ek sal sonde, 2 Korintiërs 5 vers 19, ek sal sonde nooit weer aan julle toereken nie. Kan jy dink, wat doen jy as jy besig is met daardie realm? Jy's absoluut besig om vir demone 'n dansgeveg aan die gang te sit. So dit is so belangrik dat ons net in hierdie evangelie bly en absoluut kyk na die rykdom en grootheid van hierdie evangelie wat gekom het. Nou waarsku die skrif ons in Efesiërs 4. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here. Dink nou mooi daaraan, hy sit as 'n gevangene, die natuurlike realm. Natuurlike realm probeer om hom te verneder tot die uiterste toe. Hy sit in daardie gevangenis. Hy sê, om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Jy's vir 'n geestelike realm geroep. Jy's geroep om die vryspraak wat God gebring het in Jesus Christus, om dit in werklikheid jou eiendomsreg te maak. Om absoluut voor die spieël te gaan staan en vir jouself te sê, hoor jy, ek aanvaar die heiligheid wat God vir my geskenk het. Ek aanvaar die geregtigheid wat God vir my geskenk het. Ek aanvaar dat hy my verlos het. Ek het alles probeer en kan nie regkom nie. Ek aanvaar wat hy vir my gedoen het en ek gaan net op hom vertrou. Jy sien dan sien jy hoe gou kom jy in 'n werklikheid in. Hoe gou kom jy in 'n blydskap in. Hier sit die man vir jare in die tronk en hy bemoedig die mense buite. Hy bemoedig hulle om die evangelie wat 'n waarde het te aanvaar. En nie te kyk na die natuurlike wat jou wil verneder nie. Glad nie. Jy kyk nie na die natuurlike. Jy kyk nie na jou foute en dink gedurig daaraan en pleit gedurig daarvoor. Dit werk nie, mense. Jy kan nie iets doen om gered te word nie. Alleen Jesus Christus het gekom om 'n volmaakte redding te implementeer. En dit is die werklikheid waarin ons moet begin staan. Dit gaan nie meer oor rituele van die verlede of die kleredag van die verlede agterste voorboortjies en enige rituele nie. Gaan glad nie daaroor. Togas en goed nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan net oor hoe jy die evangelie sien. Sien jy die werklikheid? Sien jy dat Christus het 'n werklikheid? Hy is 'n werklikheid en word hy 'n werklikheid vir jou? Glo jy dat hy 'n werklikheid is? Want hy het in jou hart kom woon. Hy is jou vryspraak. Die werklikheid van die kruis is dat Christus het in jou hart kom woon as jy dit toelaat. Hy sê in Efesiërs 3 vers 16 daarom. Hy sê laat Christus nou ryklik in julle woon deur julle geloof. Jy sien, is net jou keuse, net soos Adam en Eva 'n keuse gehad het nadat hulle verkeerd gedoen het. So het jy 'n keuse. As jy terugkeer, dan
deur daardie liefde van God, wis hy daardie verkeerd in een oomblik uit. Maar jy moet terugkom, jy moet nie vlug en in die sonde bly en begin pleit en erken dat jy sondaar is nie. Want soos jy spreek en soos jy dink, so sal jy wees, al die dae van jou lewe. Jy moet nou begin bely dat ek is geregverdig, geheilig, gereinig deur hierdie groot liefde van God. En nou vermaan Paulus, hy sê, as 'n gevangene self, moet jy wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het. Jy moet nog jou groot rykdom, wat jy aanvaar het, toe jy sy roeping erken het, moet jy al die tyd eer en respekteer, en al die tyd jouself sien as in 'n onnaspeurlike rykdom, al is jy in die gevangenskap. Dit is so belangrik. Hy sê, en met alle nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van vrede. Kan jy dink, as jy al die tyd in hierdie liefde van God beweeg, om elke mens te bemoedig, om nie hierdie genade te vergeefs te ontvang nie, om absoluut dit te waardeer soos niks anders, want dit is 'n onnaspeurlike rykdom wat gekom het, dat jy dit hoër sal ag as enige iets in hierdie lewe, want aardse rykdom het geen waarde teenoor hierdie rykdom wat vir jou geestelik gekom het nie. Aardse dinge is baie tydelik. Natuurlike, die geestelike dinge is 'n is 'n dispensasie van ewigheid, waarin jy vir ewig in hierdie rykdom staan, wat God vrylik aan jou geskenk het. Dit is so belangrik dat ons nou begin kyk, en as ek nou net verder lees hier in Efesiërs 4, dan sien jy hoe hoog slaan Christus hierdie heerlikheid aan, dat die enigste waardige roeping wat enige mens nou het, is om vir die volgende mens die vryspraak te verduidelik, die genade van God te verduidelik, sodat al die mense tot 'n eenheid van geloof sal kom. Luister net 'n bietjie na vers 5 van hoofstuk 4 Efesiërs. Hy sê, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. 'n Heerlikheid, so 'n onnaspeurlike rykdom. 1 Korintiërs 3 vers 16, 1 Korintiërs 6 vers 19, 2 Korintiërs 6 vers 17. Almal praat van dat jou liggaam nou 'n tempel van God is, en dat hierdie groot God nou in hierdie tempel kom woon. Kan jy dink hoe onnaspeurlik, as 'n mens eers in daardie dieptes ingaan, hoe onnaspeurlik word hierdie genade? Nou waarsku die skrif oor en oor, dat ons nie met hierdie genade moet speel nie. Iemand sy lewe kan nie geëvalueer word aan die natuurlike riekalm nie. Jy moet hom evalueer of hy die genade aanvaar het, of hy dit verwerp het. So groot en wonderlike evangelie. So volgende keer, dan kyk ons dieper in hierdie genade, in hierdie groot liefde wat vir ons gekom het, sodat ons absoluut in die vryheid van God kan staan. Dit is so wonderlik om aan die vryspraak te verkondig. Amen.